Ons is geroep om te seën. Wat is die geleenthede om mense te seën in jou eie gemeenskap? As ons hierdie vraag vra, dan moet ons eintlik vra, wat is mense se nood? Want God het Jesus gestuur om dit wat sonde gebreek het, weer te herstel. En in die nood van mense beleef ons hoe sonde breek en vernietig. Mense het nie net geestelike nood nie, maar ook fisiese, psigologiese, sosiale nood. Ek wonder, wat is die nood daar waar jy bly, in jou omgewing? Want daar wil God jou tot seën gebruik, maar daar's ook nood in die hele wye wêreld. Daar's byvoorbeeld kerklos mense in jou omgewing, mense wat dalk op 'n tyd deel wees van 'n geloofsgemeenskap, maar oor een of ander rede vervreemd geraak het. Of mense wat aan ander gode aanbid, of mense wat nog nooit enige godsdiens van enige aard gehad het nie. Dit is nood, dis mense sonder Jesus. Dalk is daar mense met fisiese, sielkundige of sosiale behoeftes. Arme mense, mense wat nie werk het nie. Mense met HIV, met vigs, wat regtig ly en hulp van ander mense nodig het. Mense wat se omstandighede hulle in uiterste wanhoop en in duisternis los. Net soos daar rondom ons baie konflik, dit is nood. Verdeelde, verskeurde gemeenskappe waar daar soveel geweld en misdaad is. Waar mense vooroordeele teen mekaar het, rassisties teenoor mekaar is, verdeeld is, waar faksies is. Noem op, dis nood. Ons almal weet hoe deugde en waardes afgebreek is. Die manier waarop mense net leef in terme van waardes en moraliteit, noem op, doof die lig uit. Dis nood. Geliefdes, die vernietiging van die natuur, die misbruik van die natuur, dit is nood. Dis rondom ons. Ons sien hoe swaar kry hierdie aarde. As ons kyk na besoedeling en aardsverwarming ensovoorts. So, ons kinders is in gevaar. Kinders wêreldwyd wat net slagoffers is op verskillende maniere. Miskien ook naby jou, kinders wat mishandel word, kinders wat misbruik word. Dis nood. En dan is daar ook mense wat nog nooit die evangelie gehoor het oor hierdie hele wêreld. Hierdie mense leef sonder Christus. Omtrent 1300 miljoen mense het nog nooit eers die naam van Jesus gehoor nie. Geliefdes, dis uiterste nood. In hierdie situasies moet mense, al hierdie bogenoemde situasies, dit wat ek nou net met julle gedeel het, moet mense beleef dat God lewe en omgee. En Vader God wil vir my en vir jou gebruik in hierdie omstandighede om hom te verteenwoordig. Sy hande en voete en stem te wees. Dit wil hy hê, om soos Jesus te dien en te praat en te leef. Dit bring seën. Dit bring verlossing, bevryding, genesing, vertroosting, redding, hoop. Dit bring lewe. En Jesus wil my en jou daarvoor gebruik. Jy kan vra hoe. En geliefdes, dit is net om jouself beskikbaar te stel vir Jesus en van hom te vra, Here, wys my die nood, maak my sensitief vir die nood, gee my u hart vir die nood en wys my hoe ek in hierdie nood kan intree en soos u 'n verskil daaraan maak. Geliefdes, wanneer mense se nood ons in die gesig staar, is die uitdaging of ons glo, werklik glo in Jesus vir wie alles moontlik. Hebreërs 11 vers 8, en lees ons, omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee. Hy het gehoorsaam omdat hy geglo het, toe God hom geroep het. En hy het weggetrek, hy het in beweging gekom, hy gaan, want Jesus sê ook met sy laaste opdrag, gaan na alle nasies toe. Ja, ons moet vanuit ons gemaksones uitbeweeg, soos Abraham, na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Ja, hy was nie in beheer nie. En so hoef ek en jy ook nie in beheer te wees nie. God is in beheer. En hy's met jou, in jou, saam met jou. Die vraag is,
Of ons by die plek in ons lewe al is waar ons glo dat God 'n plan vir ons lewe het. Dat ek nie verniet hier is nie, dat ek nie 'n ongeluk is nie. Dat ek deel is van sy plan. En dat die taak van die kerk is om God se seën te versprei, deur 'n verskil te maak aan die nood van die wêreld. Dat my taak, die taak van die kerk is om sy koninkryk te laat kom. Die vraag is na die grootte van ons hart. Is daar plek vir die Kanaaniete? Soos in God se hart. Die mense waarmee ons niks te doen wil hê nie. Hulle vir wie ons nie veel tyd oor het nie. Die ongemaklik is, die moeilik is. Die wie nie God se genade verdien nie. Ja, so voel en dink ons maklik. Dit is 'n vraag by herhaling aangaande ons werklike identiteit en taak as volgelinge van Christus. Is ons Genesis 11 mense wat 'n naam maak vir onsself? Dit gaan net oor onsself en wat ons wil hê en wat ons pas en wat vir ons gemaklik is? Of is ons Genesis 12 volgelinge, mense wie gaan en leef tot seën vir ander mense? Is ons Genesis 11 mense of Genesis 12 mense? Daar's 'n storie van die bamboesboom in China. 'n Bamboesboom in China het regop in vuur gegroei. Eendag kom die boer met die boodskap: "Ek moet jou afkap." "Nog nooit," antwoord die bamboes. "Dit sal te seer wees." "Wel," sê die boer, "dan kan ek jou nie gebruik nie." "Kap dan maar," antwoord die bamboes. Nadat die boer hom afgekap het, sê hy: "Ek moet jou blare afstroop." "Nooit," antwoord die bamboes, "dit sal te seer wees. Dit is my trots en identiteit." "Dan kan ek jou nie gebruik nie," antwoord die boer. "Stroop dan maar," sê die bamboes. "Nou moet ek jou middel deursny," reageer die boer. Waarop die bamboes antwoord: "Dit sal heeltemal te seer wees." "Wel, dan kan ek jou nie gebruik nie." "Sny dan maar," antwoord die bamboes. Hierna het die boer die bamboes geneem, middel deurgesny, die twee helftes kop aan punt teen mekaar gelê en dit as kanaal gebruik om die water vanaf die kanaal na die reislande te bring. Die boom moes sterf om 'n kanaal van seën te wees. En so het daar lewe gekom vir reisplante. Geliefdes, as daar geen pyn en verandering in ons lewens plaasvind nie, dan kan die Here ons nie gebruik nie. As ons nie bereid is om te verander nie, kan die Here ons nie gebruik nie. Mag jy besef en glo dat jou taak en roeping is om 'n seën vir ander te wees. Dit is lewe en dit gee lewe. Mag jy jouself heelhartig offer aan God, dat hy ons kan bevry van alles wat ons weerhou om hom te volg soos Abraham, en dat hy ons kan gebruik as 'n oop kanaal waardeur sy seën kan vloei na 'n wêreld wat smag na hom. En mag jy met Jesus se hart leef, want Jesus het gesterf sodat ons kan leef.